Gemeente, ons lees in God se woord, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof. U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. Here, ons sal U Here, loof. ons sal U U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Ek wil vandag met julle praat oor die vraag, hoekom? Dit is seker een van die belangrikste en moeilikste vrae wat mens kan vra. Dit voel vir my so onwerklik as ek deur Facebook blaai en in die nuus dophou en sommer net wat hier in ons gemeente aan die gebeur is. Die virus is nie net meer iets wat daar ver gebeur nie, maar dit is iets wat hier is, tussen ons, rondom ons, en dit saai verwoesting. En dan, as ek die hoekom vraag vra, word dit nog net moeiliker. Hoekom gebeur dit? Hoekom na 'n jaar is dit steeds ons werklikheid? Hoekom is daar steeds mense wat in die koue op straat moet slaap? Hoekom word ons land so wanbestuur? Hoekom is daar kinders wat nie veilig is nie? Die hoekom vraag hou net nie op nie. Nou, ek was al genoeg so met mense in moeilike tye en deur diep water om te besef dat die antwoord op hierdie hoekom vraag totaal en al afhang van die manier waarop mense na die wêreld kyk. Sien, mense ken betekenis toe aan dinge wat gebeur. Want goed wat gebeur is eintlik soos die wolke en die sterre en dan dit te interpreteer soos wat jy dit sien. Jy self gee betekenis daaraan. Want jy sien hoekom is 'n oriëntasievraag. Dit probeer afleidings maak oor gebeure, maar die ding wat die grootste impak maak op die betekenis wat jy aan 'n gebeurtenis toeken, is die bril waarmee jy kyk. Nou, een van my gunsteling woorde in Afrikaans is 'n beter weter. Mense wat altyd beter weet. Maak nie saak wat gebeur of wat die situasie is nie, party mense is maar net onder die indruk dat hulle beter weet. Asof die bril waarmee hulle kyk, die een is waar wat alles maar faal is, totdat hulle goedkeuring of geldigheid verleen deur hulle eie opinie te gee. Dis die bril waarmee hulle kyk. Of mens kry ook mos die mense wat die bril dra van professionele slagoffer wees. Hulle is in staat om met hulle bril, wat soos 'n mikroskoop werk, presies raak te sien hoe die wêreld besig is om hulle in te doen. Hoe hulle lewens net soveel erger is as almal andersin en hoe hulle geneig is om altyd aan die kortste end te trek. Ek seker ons almal ken ook mense wat so na die lewe kyk. En ons almal kyk deur 'n bril. Jou bril is so eie aan jou soos wat jou geloof is. Wat ons glo van onsself en van ander en van God, word in 'n groot mate weerspieël in die manier waarop ons kyk. Dis hoekom party mense sonder om te huiwer kan sê, soos ek ook die laaste paar maande gehoor het, dat tragedies baie keer die straf is van God wat ons probeer wakker skud. Nou wat ek al jou opinie hieroor is weer eens verteenwoordiger van die manier van kyk en jou manier van glo. Ons almal doen dit en ons almal het 'n bril. Ons is almal besig om die hoekom vraag te antwoord. En dis hoekom vandag se gesprek so belangrik is. Want ons almal is besig om elke dag
antwoorde te soek. Byvoorbeeld, hoekom misluk soveel huwelike? Hoekom is ek siek? Hoekom is my kind gestrem? Hoekom is ek alleen? Hoekom is ek gay? Hoekom word ek nie swanger nie? Hoekom sukkel ek altyd so? Jy sien, dis oriëntasievrae. Dis vrae wat probeer sin maak van die wêreld en benader ons dit met verkeerde bril. Kan ons nie net verkeerde afleidings maak nie, maar ons kan onsself en ander ongelooflike pyn en seer veroorsaak. Hoe maak ons seker dat ons met die regte bril na hierdie vrae kyk? Waar kry ons hulp? Statisties is ons geneig om die wêreld meer en meer te sien soos die mense waarmee ons onsself omring. Maar ons nie noodwendige waarborg dat die mense rondom jou reg is nie. So wat maak mens? Ek wil vanoggend voorstel dat ons hulp kry uit 'n manier waarop Jesus 'n situasie aangespreek het. Die gedeelte wat ek wil saam lees kom uit Johannes 9 uit. Dit is 'n gedeelte wat vir ons vertel van Jesus, wat vir mense vertel dat God groter planne het vir mens, as om die hele tyd skuldig te moet voel oor foute wat hulle maak. Maar sien, die mense wil dit nie hoor nie. Hulle tel toe klippe op om hom net om hom mee te gooi. Net na dit loop Jesus toe 'n man raak wat blind is en hy genees hom. Wat toe veroorsaak dat daai hele CSI episode afspeel soos die mense probeer speel om uit te vind of Jesus ooit regtig dan die man genees het. Hulle het op die ou einde tot 'n onderhoud met sy ouers. En dit is nogal intens en dit lyk of niemand bly is dat hierdie blinde man genees het nie. Maar die rede hoekom ek dit noem is omdat ek dink dit hou 'n waarskuwing vir ons almal in. Ek en jy is geneig om ons aan ons huidige bril vas te hou. Al is dit 'n slegte bril. Al is ons partykeer bitter ongelukkig met ons antwoorde op ons bril, dan hou dit vir ons die bekende in. So miskien is hier so lank die eerste uitdaging vir vandag. Wees oop om jou eie bril te toets. Kom ons kyk na Johannes 9. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind, sodat die werke van wat God doen, in hom gesien kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gaan was, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra hom toe, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe? Ek weet nie, was sy antwoord. Ons lees dit tot so ver, gelukkig is elkeen van julle wat nie die woord van God hoor nie, maar ook elke dag daarvolgens lewe. Ek wil graag twee benaderings in hierdie gedeelte uitlig. Die disippels se bril en Jesus se bril. Albei probeer die hoekom vraag antwoord en albei werk met oorsaak en gevolg. Nou die disippels se bril fokus op die oorsaak, 'n tipe van 'n autopsiebril. Met ander woorde, hulle sien hierdie blinde man en hulle vra hoekom om die oorsaak te probeer bepaal. Wat het hy gemaak dat hy blind is? Hulle het 'n bril wat antwoorde soek in wat reeds gebeur het. En dis nie 'n slegte bril om te hê nie. Partykeer het 'n mens nodig om 'n autopsie te doen en uit te vind waar het goed verkeerd gegaan. Maar die moeilikheid met 'n autopsiebril is dat dit alles dood en verby sien. Soos die verlede wat dit bestuur.
Dit is 'n bril wat 'n mens kan laat oorkom as iemand wat die heeltyd besig is om te oordeel. Soos wat die fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen het. Teenoor dit kry 'n mens Jesus se bril, wat op die gevolg fokus. Wanneer Jesus die blinde man sien, vra hy ook die hoekom-vraag. Maar die verskil is, Jesus kyk vorentoe. Vir Jesus is die man blind, sodat die werke van God in hom sigbaar kan word. Dis nie hoekom wat die oorsaak soek nie, maar wat eerder vra na die moontlikheid vir wat die toekoms inhou. Jesus se bril help hom om waardering te hê vir die situasie, vir die mens. En ek is mal daaroor op die manier waarop Jesus se bril hom toelaat om die moontlikhede en die hoop raak te sien. Hy fokus op die gevolg, die maniere waardeur iets goeds en niets tevoorskyn kan kom. So wat wil hierdie gedeelte van ons vra? Wel, Jesus spoeg op die grond, maak klei aan en smeer dit aan die man se oë. Asof Jesus vir my en jou ook vandag wil sê, besef dat jy skille voor jou oë het. Jou bril maak jou dalk blind. En dan stuur hy die man om hom te gaan was in die bad. Die bad se naam beteken gestuur. Soos iemand wat nog ergens heen moet gaan. Of soos iemand wat nog die toekoms moet inbeweeg. Soos iemand wat nie kan gaan sit en terugkyk nie, maar wat nog moet vorentoe gaan. En ek dink hierin lê die uitnodiging van die gedeelte vir ons. Ons moet besef dat ons partykeer autopsiebrille op het, wat eerder agtertoe kyk as vorentoe. Ons moet erken dat ons partykeer vasgevang word in moedeloosheid en in hartseer omdat ons agtertoe kyk en onsself toesluit in 'n tronk wat ons self bou met ons eie benadering. En ek dink die Here wil vandag vir ons vrymaak daarvan. Ek dink hy wil ons uitnooi om anders te kyk, vorentoe te kyk, met hoop wat die moontlikhede raak sien waarmee God die stikkende en sukkelende mense soos ons kan gebruik om iets van sy koninkryk sigbaar te maak. Om deel te word van sy beweging waarvan God self die oorsprong is. Hierdie beweging van hoop. Ek het vroeër gesê dat ons statisties meer geneig is om die wêreld te sien soos die mense waarmee ons omring in die wêreld. En kan jy dink wat 'n geskenk is dit vir ons kinders as ons hulle groot maak om met hoop te kan lewe? Kan jy dink wat 'n verskil so iets kan maak? Wat 'n verskil so iets kan maak in 'n mens se huwelik? Kan jy dink hoe verander dit 'n kultuur by die werk as daar iemand is soos jy wat in 'n moeilike situasie kan kyk en meer kan sien as wat ons iemand soek om te blameer? Kan jy dink hoe hierdie bril ons land kan verander? Kan jy dink hoe hierdie bril ons benadering tot hierdie pandemie kan verander? So daarom wil ek jou vandag uitnooi om mooi te gaan kyk met watter bril jy na die wêreld kyk. Ek is oortuig dat Jesus ook vandag spreekwoordelik klei aan ons oë gesmeer het en ons nou stuur om onsself te gaan was, sodat ons die moontlikhede kan sien wat daar is in elkeen van ons se lewe. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop
bly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons vier. Is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om die te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat die ryk hier in ons kom, laat die ryk hier in ons kom, laat die ryk hier ooral kom. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om vir jou die weg gelyk te maak. Hy is langs jou om sy arms om jou te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om te dra as jy mag val. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Hy is bokant jou om jou te seën. Hy is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees, jou te versterk en jou te vertroos. So seën die drie-enige God jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.